wanneer God die eerste hoofstuk van jou lewe genees. Ons lees die verhaal van Josef, wat vir sy broers vertel wie hy is. Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal beveel om van hom af weg te gaan. En daar was van die wat hom gedien het, nie een by hom toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense in die Farao se paleis dit gehoor het. Toe sê Josef vir sy broers: "Ek is Josef. Leef pa werklik nog?" Sy broers kon hom nie antwoord nie. Hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê: "Kom na my toe." En toe hulle nader kom, sê hy: "Ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop en ek is Egipte toe gebring. Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dit is nou maar die 2de jaar van hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor, waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou, sodat baie aan die dood sal ontkom." Ouma brei vir Letty 'n trei. Letty is verskriklik lief vir daardie trei. Elke keer wanneer daar 'n kans is, dan trek sy dit aan en dit is haar gunsteling kledingstuk. Letty is 'n regte plaasmeisie, tomboy. Sy speel oralster en dan word die trei gehak en dan moet mamma dit regmaak en dan is daar 'n vuil en dan is daar 'n vlek en dan is daar 'n rek. Eendag kyk mamma die trei so en sê vir Letty: "Hoor so Letty, hierdie trei kan jy nou nie meer aantrek nie. Dit is nou tyd om van hom ontslae te raak." En sy vat die trei en sy gooi hom in die asblik. 'n week later kom ouma daaraan met 'n splinter nuwe trei vir Letty gebrei. Letty het sommer dadelik aangetrek en binne die nuwe trei sommer tuis gevoel en dadelik begin speel, maar net so voor sy begin speel, vra sy vir ouma: "Sê vir my ouma, ons hier op die plaas, hier's nie 'n winkel nie. Waar het ouma die wol gekry vir die nuwe trei?" En ouma sê: "Daar in die asblik het ek 'n ou trei gekry. Die wolle uit mekaar gerafel. Ek het hom heeltemal losgetrek, alles gewas, weer kleur gegee en kyk daar, 'n spiksplinter nuwe trei." Dit is presies wat God met Josef gedoen het. En dit is presies wat God met jou doen wanneer hy die eerste hoofstuk van jou lewe genees. Wat dink julle is die verhaal van Josef se lewe? Kyk, daar is baie verhale wat mense kon vertel. Mense kon vertel van hy in sy huis en verskoning, van hoe hy in sy huis homself so 'n bietjie belangriker gehou het as die ander, hoe hy voorgetrek is, hoe hy die beste gehad het en klere gehad het en eintlik baas gespeel het oor sy broers, of jy kan vertel van die jaloesie tussen hulle, of jy kan vertel van sy drome, of van hoe hy verkoop is en in 'n put gegooi is, jy kan vertel van Potifar se huis, jy kan vertel van hoe hy in die tronk beland het en hoe hy van die tronk af onderkoning van Egipte geword het. Maar weet julle wat is die verhaal wat Josef vertel? Hier lees ons, vertel hy die verhaal van hoe sy broers hom verraai het, van geweld, hoe hy in die put gegooi is en verkoop is. Jy sien, dit is wat seer kry aan 'n mens doen. Dit maak dat tussen al die verhale wat jy kan vertel, jy een dominante verhaal het, wat jy oor en oor en oor vir jouself vertel. En daardie dominante verhaal, dit is daardie een wat jou lewe vorm. Dit is daardie een wat jy gebruik om afleidings oor jouself te maak. Dit is daardie een wat die beperkings in jou lewe gee. Dit is daardie een wat karaktervormend op jou inwerk, omdat jy dit oor en oor by jou vertel. En die een verhaal wat Josef hierdie dag vertel het, wat hy onthou reg van die begin af, is hoe sy broers hom verontreg het deur hom in die put te gooi en as slaaf te verkoop.
Die vraag wat ons moet antwoord is, waar het hierdie verhaal afgespeel? Hierdie verhaal het afgespeel in sy eie gesin. 'n Mens het altyd gedink dat 'n gesin is veronderstel om 'n plek van veiligheid te wees. 'n Gesin is veronderstel om 'n plek te wees waar 'n mens beskerm word teen die seerkry van die wêreld en dan daardeur toegerus te word. Maar die werklikheid is dat juist daardie plek wat veronderstel is om die veilige plek te wees, juist daar is daar 'n plek wat ons wond, wat vir ons 'n storie gee waarmee ons identifiseer ons hele lewe lank. En as God nie aan ons doen wat hy in hierdie dag en hierdie tyd aan Josef gedoen het nie, dan bly ons daardie slagoffer, dan bly ons daardie slaaf, dan bly ons daardie een wat uitverkoop is aan dit wat die Here vir ons gedoen het. Wat uitverkoop is aan dit wat die lewe aan ons gedoen het. En hier lees ons in hierdie verhaal van 'n meganisme, 'n manier wat die Here vir elke een vir ons gegee het, om nie vasgevang te word in daardie eerste hoofstuk van ons lewe se seerkry nie. Om nie vasgevang te word in daardie gedeelte van ons lewe wat so bepalend is van alles wat ons dink, van alles wat ons belangrik is, van alles wat ons intuïtief aanvoel en doen nie. En daardie meganisme is vergifnis. Dit gaan nou nie oor hoe om te vergewe nie. Dit gaan in hierdie gedeelte oor wat is dit wat vergifnis bring? Wat is nuut? Wat is anders wanneer 'n mens vergewe? 'n Mens sit en dink partykeer aan vergewe, dat dit iets is wat 'n mens sommer net sê, weet jy, ek is jammer en kom eens daaroor, maar hier in jou binnekant voel dit asof die ander persoon daarmee weggekom het, of hier in jou binnekant voel dit asof mense dit gesê, maar jy wil nie regtig weer kontak hê met daardie binnekant nie. Maar nee, dis nie vergifnis nie. Ons praat hier 'n vergifnis van harte. Ons praat van 'n harts en gedagtes en 'n lewensverandering wat plaasgevind het. Ons praat van 'n vergifnis wat nie uit eie krag geskied nie, maar ten diepste in die naam van Christus. Ons praat van die vergifnis wat daar vir jou, van jou verwag word, sodat jy 'n nuwe lewe kan lei. Wat is nuut? Wanneer jy vergewe, dan kry jy 'n nuwe dominante storie. Kyk bietjie by die verskil wat Josef die verhaal aangebied het. Hy ontken nie een oomblik wat gebeur het nie. Hy verontskuldig nie een oomblik sy broers nie. Wat gebeur het, het gebeur. Maar hy vertel 'n ander verhaal. Hy sê, julle dink dit is julle wat my verkoop het. Ek sê vir julle, ek sien nou, dit is God wat my vooruitgestuur het. Jy sien, ons het en dink dat vergifnis is iets wat ons moet doen, asof dit iets is wat ons moet doen sonder God. Dit is nie moontlik nie. Sulke vergifnis is ook nie altyd waar nie. Trouwens, dit is alleen wanneer God deel van ons lewensverhaal word, laat ons die hand van God daarin kan sien en kan sien dat selfs in die meeste ongeregtigheid, selfs in die beste pogings van vyande en die beste pogings van die bose om jou lewe van jou te ontneem, is God se hand daar wat? God maak jy nie die bedoeling van jou lewe sal mis nie. Onthou, Josef het van die begin van sy lewe die droom, die idee gehad, dat hy ernstiger regeerder sal wees. En terwyl sy lewe en die werklikheid daarvan, alles daarvan weerspreek het God gesorg dat niks dit van stryd bring nie. En trouwens, elke tree wat gelyk het soos verder van die vervulling van die droom, maar was eintlik nader aan die droom gewees. So hy het 'n nuwe verhaal om te vertel. Die ander merkwaardige ding van Josef is, wat is nuut? En dan sê ons, weet jy, sy identiteit is nuut.
Die manier hoe hy oor homself dink is net. Jy kan sit en dink om te sê, hoor hierso, watter is die belangrikste identiteit wat daar vir Josef is? Weet jy wat hy kon gekies het om te sê, weet jy, maar in my lewe was ek al die bedorwe brokkie, of in my lewe was ek al die verwaande tiener, of in my lewe was ek al die slagoffer waar ek in 'n put gesit het, of in my lewe was ek al 'n slaaf wat nie oor die uitkoms van my lewe kon beslis nie, in my lewe was ek al onregverdig in die tronk, of ek nog sê het, weet jy, maar ek het bereik om die onderkoning van Egipte te word, en wie van julle sou dit my kon nadoen? Maar dit was nie sy hoogste identiteit nie. Nie iets wat hy gedoen het nie, nie iets wat hy presteer het nie, nie iets wat hy verdien het nie, maar wel iets wat hy ontvang het. Ek is Josef, julle broer. Jy sien, die plek waar jy vandaan kom, die mense wat deel van jou lewe is, daardie plek wat identifiseer wat jy ontvang het. Josef het besef, ten spyte van jou onreg, ten spyte van die seer, ten spyte van al die verkeerd wat gebeur het, dit is die hoogste identiteit wat ek sal dra. Wanneer 'n mens vergewe, dan is ook die toekoms nuut. Het jy al gedink om vir jou te vra, hoe sal jou lewe uitdraai indien jy aanhou, voel soos wat jy voel en doen soos wat jy doen? Elke een van ons het 'n baie goeie rede om aan te hou om verbitter te wees. Elke een van ons het 'n baie goeie rede om aan te hou om kwaad te wees of afsydig te wees. Elke een van ons het 'n bitter goeie rede. Die vraag is, waar gaan daardie rede jou uiteindelik uitbring? Die toekoms wat vergifnis bring herstel, maak gesond, red lewens. Kyk vir 'n oomblik hoe Josef die lewens van sy broers gered het, die verhoudings met sy broers herstel het, ook met sy pa, en nie net hulle lewens gered het nie, maar ook die lewens van Egipte gered het. En weet julle wat? En daardie nageslag van Josef, wat gered is deur hierdie vergifnishandeling, daaruit is Jesus Christus gebore. En het jy en ek eintlik self die voordeel van die vergifnis, wat Josef daardie dag geskenk het aan sy broers. Jy sien, terwyl jy 'n baie goeie rede het, om vas te hou aan die onreg, om vas te hou aan die seer, om vas te hou aan die verbittering, moet jy ook besef, dat dit jou toekoms bedreig. Wat is nuut? Hoe 'n mens die lewe ervaar en beoordeel. Ons kan nie maak asof ons emosieloos deur die lewe gaan nie. En hier is een van daardie Bybelgedeeltes waar ons agterkom dat daar diep emosie is, en dit bring juist uit die menslikheid en die egtheid van die karakters wat daar op die spel is. En ons hoor dat Josef gehuil het. Bitterlik gehuil het. Want dit wat met hom gebeur het is seer, maar hy het nie net daaroor gehuil, net ook gehuil oor die wanhoop van sy broers, en hy het ook gehuil net sommer oor die hele situasie en die verliese wat dit gebring het. Hy het sommer net van harte gehuil. En weet jy dat dit bring ook 'n nuwe binnekant. Wanneer mens vergewe, en daardie gedeelte wat jy gehuil het jou in staat gestel om iets agter te laat, om iets beters aan te gryp, dan is jou belewenis van die lewe soveel anders. Dit kan tog nie lekker wees om met 'n hart van klip heeltyd deur te loop. Dit kan tog nie lekker wees om met verbitterheid in die hart heeltyd rond te loop. Dit kan tog nie lekker wees om heeltyd te swem in die see van negatiewe emosies nie.
wanneer jy dit reg kry, om te vergewe, dan verander jy wat jy vandag beleef van die lewe, van die plek waar jy in die lewe is, en van die mense wat rondom jou is. Hierdie verhaal is nie 'n verhaal wat net gelees en van kennis geneem moet word nie. Die verhaal van Josef is 'n verhaal wat elke een sy eie moet maak. Maar hier is die vraag: hoe doen 'n mens dit? Ek dink die eerste belangrike aspek wat jy hier moet sit is, jy moet sê, wat is die wond wat jy dra? Wat is daardie storie wat jy oor en oor vir jouself vertel, waar jy die afleiding maak dat ek is nie goed genoeg nie. Ek weet nie wat die volgende tree in my lewe kan gee nie. Ek is bang vir wat voor lê. Wat is daardie verhaal wat jy vir jou oor en oor vertel wat sê, ek moet presteer om waarde te hê? En dan moet jy ook seker wees, wat sy identiteit vorm dit? Maak dit jou slagoffer? Maak dit jou slaaf? Maak dit jou verwaande, eie-sinnige, selfsugtige narcis? Wat is die verhaal wat jy jouself vertel? En dan, as jy agtergekom het wat daardie verhaal is, wat aan die buitekant met jou gebeur het, dan moet jy mos ook intens bewus wees van wat in jou binnekant gebeur het. Sit dink byvoorbeeld aan 'n huis en dan is daar 'n storm, jy weet, en dan wanneer die storm aan die buitekant woed, dit is wat met jou gebeur, maar dan breek die vensters deur die storm en dan dit wat aan die buitekant is, kom sit in jou binnekant. En dan ontdek jy wat is in jou binnekant. En daaroor is mens eerlik met die Here. Want die Here verstaan 'n mens se binnekant, hy verstaan seer, hy verstaan onreg. Die Here verstaan dit. Die Here kan homself verdedig, die Here kan vra antwoord. Jy hoef nie bang te wees om met dit wat in jou binnekant aangaan, om dit met hom te deel nie. Maar as jy weet wat in die buitekant gewoed het, raak bewus wat dan in jou binnekant woed, wat dan? Dan nooi jy God in. En dan kyk jy hoe God daardie ou lewe van jou ontrafel om vir jou 'n nuwe een te sit. Nuwe betekenis te gee. Sit en dink aan Josef in die put. Die betekenis was gewees, my broer het my verraai en hulle het my verkoop as 'n slaaf. Maar die nuwe betekenis was, God het my vooruitgestuur om lewens te red. Jy sien, voordat jy nie die nuwe betekenis van jou lewensverhaal het nie, gaan jy verseker nie weet of jy vergewe het nie. Want vergifnis beteken dat daar is 'n nuwe storie, 'n nuwe betekenis aan jou lewe. En wat kry jy? Dan kry jy daardie roeping van, jy's nader aan God. Daardie roeping van, jy's nader aan jou mense. Daardie roeping van, jy's die een wat 'n verskil maak in die samelewing waar jy leef. Nie omdat jou lewe perfek was nie, maar omdat God jou lewe op 'n gans nuwe manier weer aan mekaar gesit het. En nou het jy dankbaarheid, nou het jy lewensvreugde, nou het jy die uiteindelike genesing wat God beloof. Weet jy wat is my vrees? Die Here het vir jou 'n nuwe trui gebrei, een wat jy kan aantrek, een waarmee jy kan assosieer wat deel van jou word, een wat jou beskerm, een wat sy beloftes aan jou vervul. Maar ek is so bang dat daardie trui bly in jou kas, opgevou, toegebere en nooit aangetrek nie. En jy probeer maar in jou eie weerloosheid deur die lewe worstel, terwyl dit nie nodig is nie. Trek die trui aan wat God vir jou gegee het. Dink aan Christus. Toe die Joodse raad die plan maak, Judas hom verraai, die hofsitting omgekoop word, toe dink hulle almal, hulle het gewen.
toe die kruis aanbreek en die donker te kom, toe dink hulle het gewen. Maar daardie Sondagmôre, toe die dag breek, toe wys die hand van God, dat hy dwars deur alles vir jou gered het, vir jou genees het, sodat jy voluit kan leef. Trek daardie trui aan. Amen.